Familie, vriende, baie welkom by Uit die Woord. 'n Nuwe series wat ons begin elke 2 weke waar ons na stukkies teks kyk en dit 'n bietjie uitbou, 'n bietjie grawe in die teks. Die teks is so amazing. Ons gaan soms na die Hebreëus kyk, ons gaan soms na die Grieks kyk, na die grondtekste en mag dit jou hart werklik seën. Ons kyk hierdie week na Genesis 4 vers 9. Kain en Abel, bekende storie. Kain slaan sy broer Abel dood vanweë jaloesie, vanweë envy in sy hart teen sy broer. Hy vergelyk homself met sy broer en daai vergelyking vind hy sy identiteit en is vir hom verwoestend. Daarom maak hy sy broer dood, want sy broer in sy kop is beter. En ons lees van vers 9, Genesis 4, 9 en 10. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie. Is ek my broer se wagter? Die Engels bekend, dit sê, am I my brother's keeper? Question. Vers 10, en hy sê, die Here, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Twee goed, net uit hierdie twee vinnige tekste. Kain se vraag kan op verskeie maniere interpreteer word. Die mees algemeenste manier om te interpreteer, is ek my broer se wagter? Dis die vraag, dis die snide remark. Dis die reaksie wat sê, is ek my broer se wagter? Am I my brother's keeper? Nee, ek moet nie weet waar hy is nie. So hy maak asof hy nie weet nie. Hy is so half sarkasties, ek is my broer se wagter nie. Ek weet nie waar hy is nie. Hoekom vra jy vir my? Dis die een en die seker die mees bekendste manier om hierdie te interpreteer, maar as tweede manier om dit te interpreteer en ek glo dis die meer akkurate manier en dit is, am I my brother's keeper, is ek my broer se wagter met die klem op ek, is ek my broer se wagter? En hier's wat die Hebreëus probeer doen, as jy dit indien jy dit so interpreteer, die klem is dan op die ek, is ek my broer se wagter? Nee, ek is nie my broer se wagter nie. Die Here, jy is my broer se wagter. En wat hier gebeur is baie intens, Kain is besig om afstand te doen van sy eie vrye wil, sy eie bose ding wat hy gedoen het, die moord van sy broer Abel. Hy is besig om afstand te doen van die vrye wil in sy eie hart en hy het sy eie free volition gebruik om sy broer dood te maak, klip op te tel en vir Abel mors dood te slaan. En ek dink dis meer akkuraat, dis meer wat die teks vir ons wil sê, en ek en jy doen presies dieselfde. Wanneer iets met ons gebeur, ander mense se boosheid, ons eie dom besluite, ons eie boosheid, partykeer pluk ons die vrugte daarvan. Die ou mense het al gesê, as you make your bed, you will lie upon it. In hierdie opsig is ons net soos Kain. Ons maak verkeerde besluite, ons doen booshede en dan beskuldig ons die Here. Net soos Kain nie maak, hy verontskuldig homself en hy sê, Here, U het toegelaat dat hierdie met my gebeur. Hoekom het jy my nie gekeer nie? Jy moes my broer beskerm het. En ek en jy doen baie keer presies dieselfde. Hierdie teks openbaar net Kain se hart nie, openbaar my en jou hart. Hoe ons maklik die Here kan blameer vir boosheid in die wêreld, hoe ons die Here blameer vir boosheid wat met ons gebeur, vir boosheid wat ons ook soms pleeg. En dan vers 10, baie cool, en hy sê, wat het jy gedoen, vra die Here? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Hier in die Hebreëus, as jy kyk, is die bloed hier is meervoud. What have you done? The bloods of your brother's bloods cry out to me. In die Hebreëus is daai 'n meervoud. Dit word nie so vertaal in Afrikaans 53 nie. Maar weet jy wat daai meervoud bloed is? Hoekom dit vertaal word as bloods in Engels? Want as 'n persoon sterf ook die potensiaal vir sy nageslag. Wat die Here hier vir ons sê in die Hebreëus is, die moord van 'n persoon is nie die moord van een individu nie. Dit is die einde van 'n generasie. Abel sou 'n vader gewees het, 'n vader van baie, hy sou 'n oupa gewees het. Wanneer 'n persoon doodgemaak word, is dit 'n geweldige misdaad. Want dis nie net hier een persoon wat doodgemaak word, dit is die kinders van daai persoon wat nog gebore sou word. Wat hierdie teks vir ons baie duidelik oopmaak, is vrye wil en dat ek en jy 'n vrye wil het. En dat die wêreld nie lineêr
klaar is nie, dat ek en jy lewendige agente hier is, en ons het werklike vrye wil, en wanneer ons besluite neem, het dit implikasies vir generasies wat kom. Ek hoop hierdie het jou geseën, 'n vinnige brokkie uit Genesis 4, mag jy so blessed week hê, die Here seën jou.